Goeiedag almal, baie welkom by hierdie eerste anderste erediens van ons. Ek weet dit is 'n bietjie vreemd, dit voel vir my ook maar vreemd om so met julle te praat, maar dit herinner ons ook hierdie tyd dat kerkwees gaan oor meer as net daaroor om op 'n Sondagoggend hier by mekaar te wees. En in hierdie tyd het ons nodig om op ander maniere met mekaar te connect, so hopelik sal dit nou vir ons help. En elke Vrydag sal ons 'n paar goed vir julle stuur om te help hiermee. Maar kom ons bid net eers saam voordat ons verder gaan. Here, baie dankie dat U by ons is in hierdie onseker tye. En hoewel ons nie nou fisies by mekaar kan wees nie, dankie vir die tegnologie wat dit moontlik maak vir ons om tog by mekaar te wees. En ek bid vir elkeen wat hierna luister en seën hierdie tydjie wat ons saam het. En as ons nou gaan saam lees, wys vir ons wat U wil is. Amen. Verlede Sondagoggend voor die diens het ek en Johan soos gewoonlik daar in die portaal gestaan om julle te groet soos wat julle ingekom het. En ons as 'n voorsorgmaatreël het ons begin om mekaar so met die elmboog te groet of so met die voete teen mekaar. Ander wou nog steeds met 'n handdruk groet en selfs drukkies gee. En in daai proses het ons ook maar lekker vir mekaar gelag oor al hierdie drama. Ook op sosiale media het ek agtergekom dat sommige mense hierdie saak baie ernstig neem. Ander mense is weer minder ernstig daaroor en dink ons oorreageer en dit gaan nooit met hulle gebeur nie. Nie lank gelede nie het ons nog lekker gelag vir die Chinese as hulle op die nuus gesien het met hulle gesigmaskers op. En ons het lekker gelag vir die Australiërs wat in die winkel tussen die winkelrakke met mekaar beklei oor die laaste rol toiletpapier. Maar ek dink na president Ramaphosa se toespraak verlede Sondag, waar hy in Suid-Afrika 'n ramptoestand afgekondig het, glo ek dat die meeste van ons begin nou regtig die erns van hierdie saak besef. Dis nie 'n grap nie. Dis nie iets wat ons kan wegwens nie. Dis nie iets wat ons kan vermy nie. Dis deel van ons lewe nou. Dit raak ons almal. Ons almal moet leefstylaanpassings maak. Ons moet ons hande meer was, ons moet meer hand sanitizer gebruik en werksoppervlakte skoonmaak. Ons moes eredienste afstel wat 'n groot impak het op kerke. Maar byvoorbeeld in Suid-Korea is die virus versprei deur kerke wat nie hulle eredienste wil afstel nie. So ons moet dit doen. Ons almal word hierdeur geraak. En ons word nie noodwendig fisies daardeur geraak nie. Ons gaan ook ekonomies daardeur geraak word en finansiëel geraak word daardeur. Daar's besighede wat reeds begin deure toemaak het. Salarisse gaan aangepas word. Mense gaan dalk hulle werk verloor. Dis ons almal se probleem hierdie. Ons almal word hierdeur geraak. Maar ten midde van al hierdie onsekerheid kom ek agter dat daar's 'n klomp boodskappe wat rondgaan op Facebook en op WhatsApp en ons moet versigtig wees vir al hierdie boodskappe. Boodskappe soos wat sê dat hierdie siekte is 'n straf vir God deur God vir sondaars. Ander boodskappe wat sê dat sekere mense gaan uitgesluit word van hierdie siekte. Hulle gaan dit nie kan kry nie of dat die einde van die wêreld naby is. Ons hoor baie sulke boodskappe. Ons moet besef dat deur al die eeue van die vroegste tye af, in die Bybelse tyd al selfs, is ons gekonfronteer met sulke tye waar daar sulke siektes is. Dis nie vreemd nie, dit gebeur. En dis nie God wat dit oor ons pad bring nie. Dis nie God wat ons probeer straf nie. God is nie so wreed nie. Dan is daar ook ander boodskappe wat valse hoop gee. So het ek die afgelope week 'n boodskap op WhatsApp gekry wat die volgende gesê het. Dit vra, kan ons nie maar vanaand om 10:00 bid vir die virus wat soveel vernietig nie? As God kon reën stuur, kan hy alleen die virus stop. In die naam van Jesus bind ons die virus en ons pleit die bloed van Jesus oor elke mens. Nou om saam te bid is natuurlik baie goed, maar om die virus te bind en te dink dat die bloed van Jesus ons immuun gaan maak teen hierdie virus, wel, dit is valse hoop. Dit is selfs 'n valse evangelie. So wat staan ons dan nou te doen? Hoe moet gelowiges dan nou hierdie situasie hanteer? Ek dink ek wil julle terugvat na die kern van ons geloof toe om hierdie vraag te probeer antwoord. En die kern van ons geloof kry ons in Matteus 22 vers 34 tot 40. Ek lees dit vir julle. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom
En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasstryk. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kern van hierdie gedeelte, die kern van ons geloof is, wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. En ek dink dit is waarom ons moet vashou in hierdie onseker tye. Wees lief vir God, omdat ons weet, God het ons eerste lief gehad. Die dag toe ons gedoop is, het die doop vir ons bevestig dat God aan ons verbind is van voor ons geboorte af. Dat hy ons geken het voordat ons hom geken het, dat hy vir ons lief was voordat ons vir hom kon teruglief wees. En daarom kan ons in hierdie moeilike tye vashou aan sy liefde. So hou aan om lief te wees vir God. En dan die tweede wat daarmee gelyk staan is, wees lief vir jou naaste. In hierdie tye wat ons nie fisies by mekaar kan wees nie, moet ons nog steeds maniere vind om wel lief te bly vir mekaar. Om op ander maniere by mekaar te wees en met mekaar te connect. Ons kan nie net aan onsself dink nie. Ons moet maniere vind om aan mekaar ook te dink en mekaar te ondersteun en aan te lief wees vir mekaar. Bel mekaar om te hoor hoe dit gaan. Stuur WhatsApp boodskappe. My ouers byvoorbeeld woon in 'n aftreeoord en hulle is nou heeltemal in lockdown in daai aftreeoord. Selfs familie mag nou nie eens meer daar ingaan nie. So ons moet ander maniere vind om met hulle in kontak te bly. Want ons het mekaar nodig. Doen inkopies vir mense wat dit nie self kan doen nie. Hou aan om kos te maak vir die straatmense wat op 'n maandag aand hier by ons kerk kom eet, want hulle is weerloos en daai bord kos is dalk die enigste ordentlike kos wat hulle in 'n week gaan kry. As mense begin om hulle werk te verloor en salarisse word gesny, dan moet ons daar wees vir mekaar. Die punt is, ons moet aanhou lief wees vir ons naaste. En ons moet kreatiewe maniere vind om dit aan te hou doen op praktiese maniere teenoor mekaar uit te leef. Soos ek kan afsluit in hierdie onseker en deur mekaar tye, wil ek jou net weer herinner aan die kern van ons geloof. Hou aan om lief te wees vir God, omdat ons weet hy was eerste lief vir ons en hy sal nooit ophou lief wees vir ons nie. En hou aan om lief te wees vir jou naaste, al mag ons nie fisies by mekaar wees nie. Amen. Ek gaan so 'n paar oomblikke stilte gee, dat jy net op jou eie met die Here kan stil raak en kan dink hier oor dit wat jy nou gehoor het. En dan sal ek vir ons afsluit. Here, ons het nodig om U in hierdie tyd op spesiale maniere te hoor. Help ons om lief te bly vir U en lief te bly vir ons naaste. Amen. Ek wil jou aanmoedig om ook hierdie week te gaan luister na die musiek en die gebede wat Jalies en die band vir ons opgeneem het. En as jy kinders by die huis het, gaan luister ook na wat Colleen, voorstelle van Colleen oor hoe jy met die kinders kan tyd spandeer. En dan wil ek jou groet. Ek wil afsluit deur jou te groet met die liefde van God, ons ouer. En ek seën jou in die naam van Jesus Christus en die Heilige Gees, totdat ons mekaar weer sien, totdat ons mekaar weer 'n handdruk kan gee en 'n drukkie kan gee. Amen.